Welkom by jou ma se pot. Ek is Junay. En ek is Marina. Sit so lank ons gedoen. Hoe werk hierdie nou weer? Wat sê ons nou weer? Wat se naam nou weer? Ja. En ons gaan gesels oor die lewe saam met Jesus. Wat so lekker is. Wat 'n voorreg. Ag, is lekker. Wie bid nou weer eerste? Ek dink ek begin. Okay. Ja, Doen okay. Liewe God, Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om hier te kan sit as sissies in Christus, dat ons vir U kan lief wees, dat ons net kan gesels oor U en vir hierdie stukkie tyd net ons fokus op U kan hou. Vader, dankie dat U met ons elkeen 'n pad stap, wat ons baie keer opdronde, baie keer afdronde, baie keer kraanse, baie keer stiltes, dat ons net elke oomblik weet dat U is saam met ons, al voel dit baie keer vir ons of ons alleen stap, Vader, dat ons kan weet U is elke oomblik daar. En dankie dat ons kan weet dat U ook die roete en die journey saam met ons geniet. Want ek dink dit is een ding wat mense voel baie keer soos 'n burden, Vader, dat ons kan weet dat U geniet ons teenwoordigheid net soos wat ons U teenwoordigheid geniet. Vader, ek wil vir U vra om met ons lippe te gaan en ons woorde te gaan in hierdie pot, Vader, dat ons regtig net U naam sal groot maak en U naam sal uitdra, Vader, en waar dit iemand moet raak, Vader, dat U die woorde wat ons verkeerd sê reg maak in hulle ore, dat hulle dit reg sal hoor en net dat sal hoor hoe lief U vir ons is. In die naam van alleen. Amen. Amen. Ek het nou gedink aan daai vers wat sê die Here kan met 'n kromstok reguit slaan. Ja, En ek dink ons almal is kromstokke. definitief wel 'n kromstokkie. Ja, so hy kan alles wat ons sê net reguit maak. Hy weet wat elke persoon moet hoor en dit is eintlik so verligtend. Soos, Ek wou nou net sê ja. nee, soos Ja. it's not up to me. If it's to be, it will be. It's not up to me. Ja. Ja. Dit is lekker. Ja, ek het ek kan nie onthou waar dit was wat ek die week dit gehoor het nie, maar iewers ek dink amper dit was 'n Sondag se diens waar die prediker gesê het soos nêrens kan ons gaan waar God nie is nie. Hoe soos ook bevrydend, verligtend is dit. Ek dink vir iemand wat besig is met die verkeerde dinge, is dit scary. En vir ons, ewen wanneer ons die verkeerde gedoen, is dit Ja. is dit soos 'n wat is die woord wat ek soek? Dit is soos 'n Engelse woord of Conviction. nee, soos 'n dit laat jou at peace voel. Soos ewenal maak ek 'n fout, hy's O, ek daar hoor. saam met my. Hy's Ja. in dit. Gerusstellend. Ja, presies. Maar Ek wat weet sê nie wat Engels is van die dit? Ek kan Engelse ook nie woord? onthou nie. Maar Ek kan nie anyway, dink nie. comforting. Ja. Ja, dis 'n dis mooi woord, comforting. ja. Hy's by ons waar ook al ons gaan. En ek dink ook dit is soos wat jy sê, dit is ook convicting, want waar ook al jy gaan hy. So moenie na plekke toe gaan waar jy weet hy dit nie gaan like nie. Maar toe jy nou gesê het van hom wat so dit geniet om by ons te wees. Vanoggend het Johan 'n toespraak om te doen. Maar alles gaan verkeerd. Ek verslaap, ek word soos 6:15 wakker. En ons moet so 7 uur ry om betyds by die skool te wees, maar ons kan bietjie later ry want ons ry seker so 20 minute. En hy het vergeet hy moet aantrek soos die karakter. Nou soek ons daar klere en die hemp wat hy wou aantrek is in die was. So letterlik soos net niks het uitgewerk volgens Johan se plan nie. En toe ons in die kar is, hy nou baie hartseer en ek sê dit okay, kom ons bid en toe ek vir hom bid en ek bid oor soos God wat by hom moet wees in sy toespraak en hom rustig moet maak. Toe sien ek hoe die Here soos in die klas sit en luister na sy toespraak en so excited is om nou vandag te luister na sy toespraak. Ja. Maar die Here hoor nog die hele tyd terwyl hy open, verstaan? Ek weet ek ken die toestrokkie nou al. Maar hy's nog steeds Ja. en dit was net vir my so cool want ek het letterlik hom soos gesien met sy kens op sy 2 palms met soos jy weet daai cartoon oogies wat so blink soos wat hy nou vir Johan kyk. Dis ek net soos hy daar waar die woord sê ons is vir hom kosbaar. Ons het nie 'n freaking idee hoe lief hy ons het nie en hoe soos versot hy eintlik op ons is. Dit klink net soos 'n weird woord om vir God te gebruik, maar hy is soos hy bemin ons. Soos daar is nie 'n liefde soos God se liefde nie. En dit was net vir my so En cool. ek dink dis die ding. Ek dink die wêreld sê vir ons jy moet liefde verdien. Jy moet werk vir Ja. persoon, jy moet werk vir hierdie verhouding, jy moet werk vir hierdie liefde en dit is nie so met God nie. Hy persoon en ek dink dis hoekom ons heeltyd voel asof ons moet werk om goed genoeg vir hom te wees.
En ek het nou eendag ook iets gesien toe sê hulle nee, nou wonder ek of dit nie is wat jy vanoggend gesê het van jou hart. Dat hy werk in ons hart nie. Maar het voel vir my ek het ergens so iets gesien wat die ou sê, hy werk so na aan ons en hy werk met ons en ons is syne en hy het ons gemaak. Hy het ons gemaak. Nog iets wat ek my soos bygeval het hierdie week is, dit is onmoontlik vir ons om God teleur te stel. Want teleurstelling behels dat jy 'n ander uitkoms verwag. En God weet klaar presies wat jy gaan doen. Hy het dit geweet nog voordat jy gebore is. Hy het dit geweet voordat Jesus nog kruis toe gegaan het. Hy het elke ding wat in jou lewe gaan gebeur voor die grondlegging van die aarde alreeds geweet. So jy kan nie, want ek het net gedink, so ek kan nie onthou presies dit was, maar dit was iets waarmee ek struggle wat ek toe nou weer gedoen het en dit kom by my op. Iemand het een keer gesê van iemand wat gesê dat hulle so moeg is om God in hulle self te leer te stel en daai gedagte kom toe by my op en ek dink toe soos ja, ek is net so moeg. Ek is net so moeg om God die hele tyd te leer te stel. En dit is toe ervaar ek net daai soos jy doen nie. Ek het nie iets anders verwag nie. I knew this was gonna happen, verstaan. En dis ek het soos dit is 100% waar. Hierdie is ek stel letterlik net myself te leer, maar hoekom? Verstaan, hoekom sit ek expectations op myself as God nie eers daai expectations op my? En ek dink is leens. Ek dink is leens want verstaan, ek dink en in die sal het iemand ook nou eendag gesê, verstaan as ons goed uitspreek en sê ja, ek dit en dit is goed wat my pla, dan weet die vyand waarmee hy jou kan kom karring en waar hy jou kan kom pla. Verstaan en ek dink ek dit is so moeilik want ek dink nie ons kan altyd wag voor ons mond sit nie. En baie keer glip jy goed uit en ek dink ons moet na God toe gaan daarmee en sê ek het hierdie gesê en ek is jammer daaroor. Verstaan, ek help my om die waarheid te sien. Ja. Want verstaan, al kan die duiwel nie ons gedagtes lees en hy hoor ons woorde, kan God nog steeds dit terugdraai. Verstaan, God kan enigiets doen. En ek dink ons vergeet ook baie keer dit. Hy is so groot en almagtig. Hy is. Dit is so lekker. Ja, en soos hy sien ons vir wie hy ons gemaak het om te wees. Soos wanneer hy vir Gideon sê mighty man of valor. En Gideon is soos die cowardlieste man. Ek nie. Regtig vir my. Ek kan sy gesig in daai oomblik sien. Hy kyk soos agter hom, kyk hy terug, hy sê verstaan. Ja, regtig. Dieselfde ou wat net 2 keer gevra het vir 'n teken. Ja. Ek moes dit het kats gevat om 2 keer te vra vir 'n teken. Ja. Ek sien hierdie Ek sien 'n engel, ek sien 'n hemelwese. Maar ek is heeltemal seker nie. Kom net, jy weet, ek moet baie seker wees hierdie is waar, verstaan. Ja, nee, dit was baie funny, maar dit is hoe God ons sien. Soos God sien in wat hy gaan doen met ons. Soos hy sien klaar die einde produk en ek dink ook dit is dieselfde soos in Job waar hy het geweet Job gaan deur alles getrou bly en hy het geweet op die ou einde gaan Job 2 keer soveel terugkry. Soos die middel was nie vir hom soos hy het geweet wat die uiteinde gaan wees, verstaan? En ek dink dis hoekom hy die enigste een is wat opgewasse is om besluite te neem. Want ons is te short-sighted. Ja. So hoekom sal ons dan probeer involved raak met dit en dit nie net in sy hande los nie? Ja. En ek ben hy het, soos wat jy nou gesê het, hy het ons gemaak. Hy ken presies elke denke, elke gevoel, alles wat ons gaan doen. Hy het ons gemaak. En dankie dat ons kan weet wie is wie hy wil hê ons moet wees. Ja. Al wat ons hoef te doen is net tyd by hom spandeer. So ek het so 'n revelation gekry. Actually vanoggend het ek die twee bymekaar gesit. So ek het 'n vers in hierdie week of laasweek gelees waar dit sê dat dis waar Jesus sê this is the kingdom that you should know God. En dit was my so random ding om te sê, soos this is the kingdom that you should know God. So beteken dit as ons God ken, is ons in die koninkryk of hoe gaan dit in die hemel wees? Gaan ons almal net God ken? Want ek het gesukkel om my kop om dit te wrap. Hoe's dit die kingdom dat ons net weet wie God is?
daar moet tog meer toe het wees. En toe besef ek, as jy kyk na Matthew 6:33, of is dit 33:6? Ek dink is 6:33. Ja, ek dink is 6:33. Wat sê seek first the kingdom of God and all else will be awarded to you. Dan is dit wat ons moet seek. Al wat ons moet seek is om God te ken. Ja. Dis ons enigste one job. Is dit one job? Ja. Want baie keer dit klink soos eenvoudig. Seek first the kingdom and all this will be added onto you. Maar hoe seek mense die kingdom? Verstaan jy wat ek sê? Hoe soek jy? As jy nie eers weet waarvoor jy soek nie, want ek meen nie een van ons was al in die kingdom. En toe ek dink dis hoekom ons ook op die woord moet mediteer. Ja. Dat mens sy woord ken, ja. Laat daai goed wat jy nie verstaan nie, vat dit na die Here. Toe weet soos jy, Here, hierdie maak nie vir my sin nie. En hy gaan op 'n manier daai prentjie vir jou volmaak uit sy eie woord uit. Soos jy gaan dit nie iewers anders gaan soek nie. Okay, ons moet net gou vir Lanyos iets gee. Lanyos is honger. Nee, dors. Ja, tee en melk. Ja. So al wat ons hoef te doen is net tyd saam met God te spandeer, legit. Soos want dit is al hoe jy iemand leer ken, is deur tyd saam met te spandeer. En ek dink net ons moet besef, en ek dink ook dit sluit aan by daai versie wat ons op ons Bybelstudie groepie doen van that as I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. En ek dink, want God is by ons, soos elke oomblik van elke dag, soos, jy hoef nie jouself te kastei, omdat jy nie vandag 'n uur op sy gesit het, en jy kan net nou met hom praat, soos, in wat ook al jy doen. Want hy ontmoet ons waar ons is. Ja, hy is God with us, Emmanuel, soos hy is die een wat afkom, soos, ek dink condescend is 'n slegte woord vir enige iemand, behalwe God, soos hy kom af. Hy kom af hier na ons toe, soos even vir die Israeliete, hy het sy hemel verlaat om in 'n tent wat van dierevelle afgemaak is te abide, om hulle te wees. Dis so lief hy vir ons is. Soos, en ek meen hulle is maar net soos ons, vol foute, soos unthinkable goed, soos letterlik boys, die see is nou net oopgemaak, come on, kan ons nie mouler vleis nie, terwyl jy jou eie beeste by jou het, verstaan, rarig. Self en klaar. Ja, en ek dink ons mis, en ek dink ook die Here het genade daarvoor. Ek dink wel dit slou jou eie progress, want jy spreek goed oor jou lewe as jy klaar, en jy fokus op die verkeerde goed. En ek dink ook dit is daai, soos die bronslang, ek dink is in Exodus wat hulle die bronslang opgerig het, mos toe die slange hulle gepik het. En as jy die woord van God vertrou en jou oë hou op dit wat hy vir jou sê om op te hou, in plaas van, want jy kon na jou wonde gekyk het en gedink het nee, ek gaan nou doodgaan, dan gaan jy doodgaan. Maar as jy na die bronslang gekyk en sê, hier is 'n belofte van die Here, as jy vir die slang kyk, gaan jy gesond wees. Want dit is geloof, om dit actually dan uit te voer, wat hy gesê het om sy instruksies te volg. Dan het hulle gelewe. Nee, hulle was nie, daar staan nie dat hulle instantly healed was nie. Want ek dink hier daar staan dit nie. Dis, as ek reg onthou, is dit nie wat daar staan nie. Maar asseblief, as of fact checkers is, gaan check dit asseblief en laat ons weet. Hy het net gesê jy sal nie sterf nie. En ek dink ons moet dit in gedagte hou. Soos as ons oë op Jesus hou, is al ons wonde nie outomaties net weg nie. Hulle moet nog steeds genees, maar as ons oë op hom hou, dan sal hulle genees. As ons op die hele tyd na ons wonde gaan kyk, dan gaan hulle nie genees nie, want net om op iets te fokus, actually vergroot dit. Nie genees dit nie. Soos as jy in die kar ry, verstaan jy? Ja. En dan raak dit onderaan te sweer. Presies. En ek dink ons het hierdie ook al gesê, verstaan, as selfs in ons swak, lelike, seer oomblikke, waar ons regtig seer het en waar ons regtig so kwaad is of so teleurgesteld is in ander mense, wat ook al, enige oomblik, moet ons net hom gaan soek in daai oomblik. En ons moet vir hom sê, help my, hier is waar ek is, hier is hoe ek voel, ek wil nie so voel nie. Ja. En ek dink deur dit te doen, skuif ons fokus van
hierdie ek voel nou ek's nou kwaad. Na God help my, ek is Ja. kwaad en ons skuif ons fokus na Ja. hom toe. En ons dit is basically soos berading as jy daaroor dink. Ek weet nie of jy dit al experience het nie, maar ek kan soos regtig in 'n plek wees waar ek amper soos nie hopeloos nie, maar ek kan nie 'n manier sien hoe hierdie goed gaan uitdraai nie. Ja. En dan bid ek daaroor en dan terwyl ek met die Here praat, is dit asof hy goed na my gedagtes bring. Dit kyk, in die verlede was dit soos as ek nou aan 'n voorbeeld dink, was dit in my huwelik byvoorbeeld. Dan is ek byvoorbeeld so upset met Dwayne en ek kan nie dink ek wil nie die res van my lewe so lewe nie. Ek kan nie dink hoe ek so gaan voel die res van my lewe nie. En dan begin ek daaroor bid en dan sê ek eerlik met die Here, dan sê ek soos hierdie is nie okay nie. Hierdie maak my hart seer. Ek voel dit en dit en dit. Soos ek's eerlik oor my gevoelens en ek is ewen soos u sê ek moet aan hom onderdanig wees, maar dit en dit en verstaan soos ek's ewen soos ruk bietjie die Here daar aan sy kraag of iets ek weet nie. Soos, en dan altyd soos in 'n stil sagte stem dan herinner die Here my net ook aan my foute. En dan so, ja, okay, ja, dis baie waar. En dan en dan dissipate dit, verstaan? Dan dissipate daai anger wat ek teenoor Dwayne voel, want ek word bewus van my eie ook volbaarheid. Soos it's obviously nou nie altyd dieselfde prosedure wat gebeur nie, maar na 'n gebed met die Here, is dit net asof jy meer helderheid oor die situasie het, meer vrede het en ek dink ook soos dit is deel daarvan om nie 'n afgod van jou emosies en jou denke te maak nie, maar dit na die Here toe te bring en sê ek stap met hierdie aan u. Soos ek is upset met Dwayne en met u. Verstaan? Want ek moet nou vir altyd met hom getroud bly. Regtig? Nee. En kom ek sê vir jou, daar is nie 'n beter besluit wat ek in my lewe gemaak het buite om die Here te volg as om met Dwayne te getrou het nie. En nie dat hy by any means perfek is nie, maar hy is 'n goeie man en maar ewen goeie mans en goeie vrouens is moeilik om mee die res van jou lewe saam te spandeer. Enige persoon, verstaan? Dit is 'n uitdaging. Dit is yster wat yster slyp. Dis nodig. Dis vir jou vorming. Want ek dink nie ek sou as 'n persoon in die eerste plek so baie na die Here toe gedraai het nie. En in die tweede plek soveel gegroei het in die Here. Ja. As dit nie vir daai uitdagings was nie, want daar sou nie 'n nood gewees het om, verstaan nie wat ek sê, soos die Here gebruik ander mense se of nie swakhede is nie wat ek wil sê nie, maar frustrasies wat jy met ander mense het, want dit gaan eintlik oor jou in meeste van die geval. Dit gaan eintlik oor jou wonde, jou om jou bewus te maak van daai goed, om jou te help om gesond te word. Want as iemand nie daai plek gaan poke waar jy 'n wond het nie, dan gaan jy nooit bewus wees van hom nie en jy gaan nooit moeite doen om genees te word van hom nie. En ek dink dit is die grootste blessing wat ek al in my walk met die Here het, is die hoeveelheid wonde wat die Here al vir my genees het, wat ek is net soveel vryer, nie dat ek by any means nou niks meer wonde het nie, ek raak nog steeds, daar is nog steeds goed wat my offend, maar dan ek weet nou al, soos hierdie is 'n wond, en ek vat dit na die Here toe, en ek weet dit gaan uitgesort word, dalk nie vandag nie, dalk nie môre nie, maar in die Here se tyd. En wat vir my so amazing is daarvan, soos half van die tyd is ek nie eers bewus van wanneer daai genesing kom nie. Ek is net soos eendag gebeur dieselfde tipe ding en ek sê soos hierdie pla my nie. So ja. En dan sê dit cool. Ja. Dit is cool. Die hele tyd daar. Ja, hy was nog die hele tyd daar en hy walk ons deur al hierdie goed en hy is nie 'n shortcut God nie. Hy is nie 'n ready meal 2-minute noodle. Dit gaan nou onmiddellik reg wees tipe God nie. Dalk, soos ek dink daar is mense wat soos instantly genees word van iets. Maar in my ondervinding was die meeste goed nog soos 'n proses. Ja. So ja. En ons moet toegelaat word dat ons deur die proses gaan. Ja, ons moet dit nie fight nie. Ja. Presies. En ons moet dankbaar wees, soos wat die Bybel sê. Wees dankbaar vir elke verdrukking. En ek dink baie keer kan ek nie onthou wat ek sê nie en dan weet ek nou nie meer wat om te sê nie. Ja, ek dink baie keer
is daar seer in ons lewens en ek dink ons is nie altyd reg daarvoor nie. En ek dink God se tyd is die perfekte tyd. Want dit voel baie keer vir my soos daar's iets waarmee ek moet deel, maar ek weet nie waar dit is nie en ek verstaan mens moet na God toe gaan en hy gaan vir jou antwoorde gee, maar ek dink ook baie keer God se tyd is die perfekte tyd. Ons moenie probeer soos ek gaan nie vandag al my wonde genees kry nie. Moenie dink jy moenie dink soos wat jy sê, verstaan jy kom eendag net agter is genees nie. Jy gaan nie net môre wakker word en al jou seer is reg nie, want God gaan met dit bietjie op bietjie deel en op sy tyd wat perfek is. En even soos presies soos wat jy sê, want ek dink wat ook al gebeur het met my, is dat ek soos wanneer ek agterkom, ek het 'n trigger, dan wil ek dit soos nou uitgesort het. So okay Here, ek sien nou hierdie se trigger, wat gaan ons hier aan doen? En dan is dit nie iets wat miskien, soos wat jy sê, dalk is dit nie nou God se tyd vir daai nie. En dit het ek ook nou al geleer, dat soos, Here, okay, ek is bewus hiervan, maar ek weet dit is in U hande en ek weet dit gaan op die ou einde uitgesort wees. Verstaan, soos ek hoef myself nie te beywer om genees te word nie. Dit is God, dit is Jehovah Rapha, nie Unai Rapha, Marina Rapha nie. God is ons geneeser. So, maar ja, ek dink jy is reg oor ons persepsie dat ons moet iets doen om waarde te hê in die verhouding. En dit is nie, ek dink dit is hoekom die Here so baie keer in die woord sê, wees stil. Al wat jy hoef te doen is stil wees. Soos dit gaan nie oor jou werke nie. Jou werke sal uit jou identiteit en uit jou liefde vir my uitvloei. Maar sodra jy begin goed doen om iets te verdien, dan is jy besig om jouself los te maak van die genade van God. Dit is presies wat Paulus vir, ek dink dit is die Korinte, wat hulle weer wil begin besny en al daai goed, dan sê hy vir hulle, soos as jy jou onder die wet sit, dan maak jy jou los van die genade van God. En ons doen dit, al is dit nie noodwendig met die wet nie, al is dit soos met religious practices. Ek het die week sermon, was dit 'n sermon? Ek dink dit was 'n pod. Nee, dit was 'n sermon. Dit was 'n opgeneemde sermon waar die ou praat oor Judas. En waar hy soos Judas baie anders soos voorhou as wat ons dit sien. Soos hy hou Judas voor as die persoon wat actually goed deurdink het. Soos 'n realistiese persoon wat was soos, hoekom spandeer jy nou R300 se olie op jou voete? Verstaan jy? Ja. En ook, wat was daar nog? Soos, hy het net gesê, soos Judas was meer van 'n denker en Petrus was meer van 'n doener. Soos hy was net soos impulsief. Ja, wee. Ewen die goed wat hy net sê, dan's mense soos, ja, Petrus. Soos daar waar hy die 3 hitte wil op die berg bou. Regtig, Petrus, met wat? Verstaan, dis nou nie asof jy met soos boumateriaal hier opgeklim het nie. Maar anyway, en toe is hy soos, dit was logies vir Jesus om die beurs vir Judas te gee, omdat hy soos 'n meer van 'n verantwoordelike tipe persoonlikheid gehad het. En toe praat hy oor die enigste public rebuke wat Jesus nog ooit vir Petrus gegee het, was toe Petrus wou keer dat hy doodgemaak word. En hy sê met Judas, wat nou soos hierdie goed deurgedink het hy gedink, hy doen dit nou op 'n manier, waar in die eerste plek kry hulle geld vir hulle beurs. In die tweede plek, Jesus het gesê, soos hy moet doodgaan, dit is deel van die proses. So hoekom sal hulle dit nie op 'n orderly fashion doen, eerder as, en ek meen, dit is nou alles, is obviously, soos niemand van ons weet regtig wat al daai nuances in die storie is nie. Maar in a way, het dit vir my sin gemaak, want jy gaan nie die beurs vir enige persoon gee nie. Verstaan, jy gaan nogal probeer om die verantwoordelikste persoon te kies. Ja. En as jy so daaraan dink, dat Jesus, ek meen, Judas, ek weet nie of Judas hom gevra daaroor nie, maar Judas het obviously gehoor hoe rebuke hy Pieter, toe hy gesê het, hy moenie hom keer om doodgemaak te word nie. So miskien was hy onder die indruk dat, hierdie is anyway die Here se plan, so verstaan jy, miskien is ek opvaardig. En toe sê hy, die enigste verskil tussen die twee, want dit sê Pieter het gehuil, nadat hy die Here verloon het. Maar hy het nooit jammer gesê nie. Hy het nooit na Jesus toe gegaan, en nadat Jesus nou weer, en Judas het, nadat hy besef het, soos wat hy gedoen het is verkeerd, het hy na die mense toe teruggegaan, na die fariseërs, en die geld moes vir hulle gegooi, en hy was soos, ek het 'n fout gemaak, soos hy was ook remorsvol,
maar hy het na 'n religion toe gehardloop in plaas van na Jesus toe. Sure. Want Pieter het toe hy Jesus op die strand sien, toe John sê dis Jesus, toe het hy mos uit die bootjie uitgespring en dadelik na hom toe geswem. Soos dit was hierdie soos I need you. Soos obviously het ek jou nodig. Ek is soos en Judas het net nooit verkeerde plek toe gegaan, soos want daar was geen genade vir hom daar nie. En dis wat hy sê, soos dit is die les wat hy basically uit die sy preek uitgemaak het, was daar is geen genade vir ons in religie nie. So wanneer jy jouself begin condemn omdat jy nie genoeg Bybel lees nie, nie genoeg, dis religion. Jy het nie genade vir jouself nie. Dis nie God se hart nie. God se hart is nie jy beter 5 ure Bybel lees. Natuurlik love hy dit as ons Bybel lees. Natuurlik moet Bybel lees deel wees van jou verhouding. Verstaan, maar dit moenie uit hierdie sense of obligation of duty kom nie, want dan is dit religion. En ek dink ook dis hoekom die Here sê hy kyk na ons harte, want dit is jou motief. Dit is jou motief wat bepaal of jy besig is met religion en of jy besig is met relationship. Doen jy dit om jouself worthy te prove? Of doen jy dit omdat jy wil meer van die Here weet. Jy's excited om die Bybel te lees. Jy het miskien nou nie 'n uur nie, maar daai 20 minute wat jy het, gaan jy vat. Daar's net een mens, nie, maar ons net God is worthy. Hy is die enigste een wat waardig is. Net Jesus is waardig. Net hy. Ja. Soos niks van ons dit te probeer wees. Jy is nie goed nie. Ja, ek weet Johnny Chang is nou soos 'n controversial figure. Weet glad nie van hom nie. Dis so 'n ou met die teardrop tattoo. Hy's 'n Asiër. Ken glad hom nie. Okay, maar hy was in die tronk toe vind hy die Here en soos hy doen nou waar hulle soos hom vra en dan antwoord hy hulle. En die een ou vra toe soos can you lose your salvation? So ek was nog altyd van die mening dat die Bybel sê vir ons moet volhard. So ja, want as jy nie volhard nie, dan verloor jy jou redding. Maar te sê hy vir hom, wat het jy gedoen om dit te kry? Sure. En toe besef ek soos daai hele, he is the author and perfecter of our faith. He is faithful to complete the good work within us. Alles is hy. Soos ons kan niks ons kan niks add nie, ons kan niks wegvat nie. Ons het nie eens one job nie. Jy het nie eens Nee, die Here was net soos ek weet julle gaan hierdie miserably opneek, maar ek is so lief vir julle, ek sal net alles doen. What a loving God. En nog steeds in hierdie hele proses werk hy so aan ons en verander hy so aan ons, genees hy so aan ons, nie om ons lief te hê nie, maar omdat hy ons lief het. Hoe precious. Want dit is nie vir hom nie. Dit is nie vir hom dat hy ons genees nie. Hy het ons lief al is ons so broken. Dit is vir ons. Dit is vir ons vryheid en ons lewe in oorvloed hier op aarde reeds, selfs nog voor ons in die hemel kom. En dan voel dit net vir my, hoekom is ons so hard op ander mense? En onsself. Is ons so teleurgesteld heeltyd in ander mense en in onsself en dis ungodly, to be honest. En God is net soos jy het nie eens een werk nie, maar ons is baie maklik om te sê, jy het een werk gehad, was die skottel goed, pak die masjien, verstaan, ons is teleurgesteld in sulke klein goedjies. Jy het my nie kom groet vanoggend nie. Verstaan, en God is net soos. Ja, daai is bietjie, jy moet nie weet dit nie hoor. Dis nie ek, definitief ek. Sit nou 'n steekie vir baie mense. Maar daar is, verstaan. Ja, daar is mense wat jy my nie eers groet nie en ek verstaan so. Ja. So mag ons meer soos God wees genade vir mekaar. Ja, en lief wees vir mekaar. Ja. Okay, so ek sluit af, né? Ja. Okay. Here, baie dankie dat ons vandag weer by mekaar kon kom en net onsself herinner aan u goedheid. Dankie dat u ons so onfeilbaar liefhet, Here. Soos daar is nie iets soos die krag van u liefde nie. U arms is nie te kort om ons te red nie. En tog kies u om ons nie net te red nie, maar ook teen u bors vas te druk. Dankie dat ons elke dag van die res van ons lewens in u teenwoordigheid spandeer. Maak ons bewus van die feit dat u by ons is, sodat ons u ken in al ons weë. Dankie dat u ons paaie gelyk maak, selfs wanneer ons nie eers dink daaraan om met u daaroor te praat nie. Dankie dat u 'n goeie Vader is. Werk in ons harte. Vader, ek bid dat u verterende vuur in ons harte sal laat
brand, dat ons liefde vir U elke dag meer sal word en dat dit uit ons uit sal borrel. Help ons om U ander kinders ook lief te hê soos wat U hulle liefhet. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.